In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Die hartklop van enige dorp, as dit kom by besigheid, is definitief die besigheidskamer. En hier in George is ons baie bevoorreg om 'n baie sterk en aktiewe besigheidskamer te hê, die George Business Chamber. En Althea het met Irene gaan gesels oor presies wat dit is wat hulle doen en wat hulle strewe is om die dorp se ekonomie te verbeter. Kom ons gaan kuier saam met hulle. Break it down. Hallo daar, ons is in George, maar ons is in George se besigheidskamer. So vandag praat ons besigheid. En by my is Irene, baie welkom en ons is bly jy kon vir ons tyd afstaan. Ons weet julle ouens is besig om George aan die lewe te hou. Baie welkom. Baie dankie, is voorreg vir ons om julle hier te hê. Hoe lyk die besigheidskamer in George se verlede, se huidig en toekoms op die oomblik? Ons is baie gelukkig, die George Business Chamber is 'n baie gevestigde chamber. Ons het al 'n hele paar accolades gewen vir Best Business Chamber in die land, in die streek. Ons het baie sterk bestuur in die verlede gehad. Ons het 'n groep van direkteure wat regtig passievol voel oor George, wat self besighede het. Ek dink in die Engels sê ons, they've got skin in the game. Ons het 'n baie sterk groep lidmate in die chamber. En daardie mense wys ook vir ons wat moet gedoen word, waar is die nood, waar kan die chamber 'n verskil maak. En vir ons kan nie altyd die probleme oplos in die dorp nie. Maar die besigheidskamer moet die koneksies hê om die regte mense om die tafel te sit, sodat die probleme bespreek kan word en opgelos kan word. Dit is die doel van 'n chamber. Dit is belangrik om saam dan ook te fees te vier, wanneer goed regloop. As mense is ons geneig om op baie negatiewe goed te fokus, want dit gaan oor ons oorlewing. Mens moet fokus daarop om te sê, goeie dienslewering. Wanneer goed regloop en iemand bring regtig hulle kant in 'n privaat besigheid of selfs in die, hoe sal mens sê, die local community, die warriors en die heroes moet ook geselebreit word. En ek dink dit is ook die plek van die chamber om daai mense te erken en te sê, hierdie is die besigheidsman van die jaar. Hierdie is die persoon wat, jy weet, 'n community warrior is wat regtig 'n verskil gemaak het. En dit is die plek van die chamber. Ons nuwe chairman wat oorgevat het in laas jaar begin. Dit is Johannes Jomat, hy is ons chairman. Daai man het ek soveel admirasie voor. Hy het begin as 'n bode by Rabbenheimers Prokureurs en homself gekwalifiseer en opgewerk en hy is vandag 'n direkteur. En ek dink ons almal het so 'n suksesstorie nodig om ons te inspireer. Iemand wat onder begin het en homself hard gewerk het en gekom het waar hy nou is. Hier gaan dit nie oor wat jy weet nie, dit gaan oor wie jy ken. Okay. En die chamber het ek gevind in 2011. Ingrid Cronje het daai tyd oorgevat. Sy was toe die CEO van die Business Chamber en sy was 'n groot mentor vir my. En haar passie vir die dorp en wat ook al chairman betrokke was aan daai tyd, hulle passie was regtig aansteeklik. So vir my was dit belangrik om my tyd vir die chamber ook te gee en te sê, weet jy, ek kry 'n netwerk en ek leer mense ken, maar ek wil ook teruggee. Ek wil tog vir jou op hierdie punt vra, wat offer julle? Sodra hulle by ons geregistreer het en betaal het, kom hulle naam op 'n business directory en ons weet almal, 'n chamber is waar mense gaan soek vir besigheid. So hulle gaan op die business directory op, jou besigheid is daar gelys en as jy nie by die events is, die oggendevents wat ons een keer 'n maand hou. Vertel my van dit. Ons het wat so tussen 25 en 30 mense is wat met mekaar netwerk. Almal wil netwerk, so hulle is daar met besigheid. Okay. Dan het ons 'n aand-event wat baie keer tot 120 mense kan gaan, een keer 'n maand. Is dit opleiding of is dit net dit is net netwerk. So ons kuier dan met 'n ou wyntjie en 'n happie en ons gesels met mekaar en ons leer mekaar ken. Dan het ons verskeie training sessions op die oomblik. Ons het gevoel ons wil regtig teruggee. En nie almal het groot geld om 'n groot gesertifiseerde kursus by te woon nie. So van ons lede is coaches en trainers en hulle het vorendag gekom met kursusse wat hulle wil aanbied deur die chamber. Soos byvoorbeeld conflict management, how to handle any challenge that can come through conflict. Ons het emotional intelligence en dan natuurlik hou ons die
Network Ninja Masterclasses. Vertel my van dit, want dit klink So, soos pret. Jare se ondervinding het vir my geleer dat baie mense het nie 'n idee hoe om die George Chambers se netwerkplatforms te gebruik nie. Okay. En dit was vir my belangrik om mense regtig net te begin leer oor hoe bou ek 'n netwerk. Fantasties. Jy's nie daar om jou elevation pitch te doen nie. Jy's daar om te leer wie's in die vertrek, wat doen hulle. Dan gaan jy huis toe en jy gaan leer, jy gaan Google daai besighede en dan gaan dink jy oor jou besigheid en hoe kan jy vrae antwoord vir die ander So besighede. julle ontsluit 'n bietjie Yes, die en dan inisiatief. begin jy by die volgende event begin jy met daai persoon interact en sê, weet jy, ek het nou 'n bietjie mooi gedink. Jy sê jy kan nie iemand kry wat op jou dak klim om jou panel skoon te maak nie. Ek het actually iemand wat dit vir jou kan doen. Entrepreneurskap. Entrepreneurskap, Is dan- ja. So julle So- maak tog, julle roer daai pot. En baie keer in so 'n gesprek het ek geleer dat goed kom uit waar ek dan as 'n besigheidspersoon kan agterkom, maar weet jy, ek kan actually daai vraag van daai ou beantwoord en so kan ek ook my besigheid ontwikkel. En ek kan verander en aanpas by die tye, want dit is waaroor ons netwerke gaan, is om daai verhoudings in plek Alles te kry. is maar verhoudings. Ons gee die platform, maar jy moet hom reg gebruik. En ek het agtergekom mense weet nie hoe nie. So Daar's nou hy. leer ons So hulle dis 'n om goeie ninjas ding. te raak. Daar is hy vir almal. En dan wil ek sommer vir jou vra, is daar enigstens iets in die George Chamber wat 'n groot droom is, 'n groot ontwikkeling wat ons nog nie van weet nie? Die grootste droom is dat elke besigheid in George 'n lid van die chamber raak. En daai Want hoe kan- gemeenskap ja, versterk. Hoe maak kan ons soveel die stem sin. van besigheid wees as ons nie weet ons hoor almal se stemme nie. Korrek. So ons is baie aktief en ons bemark, maar mense moet bietjie na ons toe kom kuier en hoor wat doen ons. Irene, ek dink ek wil graag ook tog vir jou vra om bietjie uit te brei oor hoe lokale besighede kan aansluit by die chamber sonder om te voel dat hulle moet groot wees of hulle moet vreeslike groot besighede of lang geskiedenis hê. Basies moet hulle net vir ons 'n e-mail stuur na info@georgebusinesschamber.co.za en ons stuur dan vir hulle 'n aansoekvorm en almal is welkom. Ons het NGO's, ons het start-up besighede en dan gaan dit tot die heel grootste corporate maatskappy wat jy kan dink aan. En dis regtig 'n sakpas bedrag vir 'n jaar. Dit gaan van R530 na R2200. En ons kan net vir jou baie dankie sê vir jou tyd vandag, want Baie soveel dankie. van ons weet nie. Jy's tog 'n klein besigheid in George, maar jy voel skaam, jy voel nie jy's groot genoeg al nie. Hier hoor ons dit nou van Irene. Word 'n lid, vul daai vorm in, kom vind uit hoe kan jy groei as 'n besigheid. Baie dankie Baie vir jou dankie. tyd vandag, Irene. Waardeer dit. Dis 'n groot saak in ons Suid-Kaap om sterk te kan word. En vir julle ouens tuis, tot 'n volgende keer. Totsiens.